meer en meer van U. Ons verloor onsself vanaand in die teenwoordigheid, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons verklaar vanaand dat U is God en U is goed. U is die begin en U is die einde. En alles tussenin is U. En daarom soek ons meer en meer van ons Skepper God. Ontvang die lof, die eer, die aanbidding, die roem, die majesteit, tot in alle ewigheid. For thou art the God. Eer U daarvoor nou in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Amen. Meer en meer van U. Ons verloor onsself in die teenwoordigheid. Amen. Almal vanaand baie welkom in die huis van die Here. Iewers vanaand aanlyn is, waar ook al jouself bevind. Ja, wees julle welkom. Amen. Ek het die voorreg om vanaand saam met julle woord oop te breek. En dankie vir die worship span, die aanbiddingsspan. Julle is awesome. Amen. En julle is mooi ook. Eendag gaan hy my nooi om te kom sing. Ja, kom ons preek, sê die woord. Amen. Enke. Ek het die voorreg om vanaand met julle woord bedien. Kan ek net gou 'n bietjie statistieke met julle deel? Ek het gaan navorsing doen oor die bekende ding wat ons almal worstel. Ons worries, ons kwellinge, dit waarmee ons worstel. En in Februarie, die 26 in Februarie sê, het ek die jongste bevindinge gekry om te kyk, waar val Suid-Afrika in as dit kom by worries? Hulle het 'n poll gedoen van 50 lande en het tot hulle ons gemeet en natuurlik soos altyd het ons toe die eerste plek gekry. 79% van Suid-Afrika worry te veel. Dan tweede is dit Pole, 71, ek weet nie wat daaraan gaan nie, maar blykbaar het hulle baie worries. En dan Mexico is derde. Ek kan verstaan met die kartel en so aan is daar probleme, maar Suid-Afrika tans geliefdes is nommer 1 in die wêreld as dit kom by worries. Die woord wat hulle gebruik is overthinkers. Waar ons in die verlede kuier, ons stop in die verledes en ons worry oor die môre en dat ons we never live in the moment. Ons is in daardie oomblik nie. Ek gaan dit verder vat. Daagliks spandeer ons gemiddeld 2.25 ure om te worry. 2.25 ure om te worry. Geliefdes, ons is klaar kort op tyd. Met soveel dinge wat gebeur, nou moet jy nog 2 ure afstaan op worries ook. Dinge wat jy nie kan verander nie. Amen. Vir die wat slaap, van ons wat in die aand slaap, jy verloor gemiddeld 42.2 minute, en ek weet nie waar die punt 2 kom, die ouens is baie akkuraat, né? 42.2 minute verloor jy per aand aan worries. Nou vir ons wat ouer raak, né? Slaap klaar reeds minder. Ek kom saam met ouderdom. Nou verloor ek nog 42 minute. Ek kan nie bekostig nie. Amen. Sjoe, is dit nie kriswekkend nie? Dit is goed wat ek genaslang. Waaroor worry ons? Nommer 1, geld, finansies. Nommer 2 wat die wêreld in Suid-Afrika worry is oor verhoudings. Die derde ene, die toekoms, die môre. En natuurlik jou werk, al ook daar. En dan familieverhouding, sien ek, is ook een van die goed waaroor Suid-Afrika gereeld worry. En kan ek net sê, ek dink die Afrikaners, ons is 'n bietjie ver voor almal. Ons word wakker met 'n worry. Ons gaan slaap met worry. Ek worry oor my worries. Worry ek genoeg? Kwel ek genoeg? Dink daaraan, Suid-Afrika. En die Here kom in die deel met dit rondom my. En dinge wat ek nou gou 'n vinnige vraagie wil vra. Ek het almal se aandag nou, né? Amen. Wie van julle kyk nou vir my fisies? Maar jou gedagtes is nie by my nie. Jou gedagtes by môre. Enige iemand wat jy waarheid wil want opsteek? Enige iemand? Wie dink aan gister terwyl ek hier sit? Wie dink wat jy môre gaan aantrek? Wat gaan ek môre doen? En jy kyk vir my in die oë, hè? Maar hierbo gaan niks aan nie. Jean vind homself gereeld in daardie plek waar ek sal na iemand kyk en ek sal met Jaco sal met my praat, maar my gedagte aan geweet, hoe gaan ek môre daai uitsort? O, ek het nie daai gedoen nie. Ek moes daai gesprek gister, moes ek anders te hanteer het. As ek maar net stadiger gery het Cyril nie vir my iets in die pos gestuur nie.
Julle ken al daai goed. Wie wat verloor ons? Die oomblik. Hierdie oomblik wat God geskaap het, hierdie oomblik waar jy nou sit in die kerk en daar's woordbediening en ons mis die oomblik want ek is besig om te worry oor môre. Of ek dop oor die gisters dat ek die oomblik wat die Here vir my skep, ek verloor dit. En ons het nou nog gepraat ek en Janine, dan kan tye wees wat jy 'n wonderwerk gaan mis. Nie omdat jy ongehoorsaam is nie, maar omdat jy nie jou gedagtes kan bestuur nie. Daar kan 'n oomblik van deurbraak wees wat die Here vir jou bewerkstellig het. Maar jy mis dit want ek is nie daar in die oomblik nie. Die Here praat baie met Jean. Want die Here wag op 'n plek daar waar die wonderwerk is, die deurbraak en alles is daar. Maar Jean is nie daar nie. Want Jean is op 'n pad vorentoe of 'n trek te ver, besig om te worry oor die worry wat nog nie daar is nie. Dis wat ons doen. En Jesus kom, love dit. Dis iets nuuts nie, by the way, ons het nie ontwerp in die Weskaap of Suid-Afrika nie. Dit kom van die Bybelse tyd af. Jesus bevind homself besig op die bergprediking en hy's besig om lering te gee aan die disippels en die skare wat daar is, almal wat 'n oor het en almal hoor wat gebeur en hulle kom en die Here kom en hy praat oor worry. Afrikaanse woord kwel. Jy kwel yourself. As jy nou verkeerd sien, dan kan dit klink dit nou 'n verkeerde woord, nê. Nee. Kwel, Afrikaans, Engels is worry. Hoor wat sê in die eerste teksvers wat ek met julle gaan deel, is natuurlik Matteus 6, die bergprediking, vers 25. En ek gaan daarmee begin. Daarom, daar's die eerste woord wat jy moet aandag gaan trek. Daarom, met ander woorde, daar's 'n rede hoekom Jesus dit sê. Daarom, julle ken mos daardie, as jy ouers is, as jy die kind gaan pak slaag gee, of straf, sorry, ons slaan ons die kinders nie. We just beat them. Nee, ons slaan niemand nie. Ons vat net hulle selfone weg. Of airtime, of wat ook al ons deesdae doen. Ek weet nie wat doen kinders deesdae, ouers nie. Maar die woord is, hoekom doen jy dit? Daarom, want daar's 'n rede hoekom ek dit doen. En Jesus kom en sê, daarom, hoor hierso, sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe. Wat sal julle eet en wat sal julle drink nie? Of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer werd as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Nou die Here kom nie vanaand te sê vir jou, luister hierson, moenie worry wat se klere jy gaan aantrek nie of wat jy gaan eet nie. Hy gebruik die alledaagse behoeftes wat ons nodig het as die leermeester of die gereedskap om ons te sê, jy is besig om te worry oor goed wat jy nie eintlik hoef te worry nie. En ek gaan nie vir julle vers 26 lees nie, vers 26 praat hier van die voëls in die hemel, hulle saai en hulle maai nie. En hy sê, is julle nie meer werd as hierdie mossies, hierdie duwe? Amen. Wêreld, Suid-Afrika. En dan vers 27. Wie tog onder julle kan deur om te kwel 1 el by sy lente voeg? As dit gewerk het, was ons 'n klomp reëse. Dit uit Suid-Afrika spesifiek. Ver bo die mense uitgesteek. Almal die lang rade, né? Want ons worry onsself mos dood. Want die wat kort is geskort het, jy het 'n bietjie meer worry en 'n bietjie groei, né? As jy hulle bygevang het. Vers 28. En wat kwel julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat Salomo in al sy splendor, Salomo was gesort, die man kon aangetrek het. Ek dink ek en Salomo so lekker om 'n klerekas gesit het, né? En klere bespreek het. Salomo, ek like dit, my. En gee daar nie, 'n plannetjie maak nie, né? Hy sê, weet jy wat, né? Ons worry. Ek love dit. En dan vers 30, het ek vers 30 op die bord, al kom ek nou. Dis 'n belangrike gedeelte. As God die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, komma. En toe kom die Here en hy gee vir ons 'n baie belangrike les daarso. Klein gelowiges. Ja, ewe skielik, Jesus. Die 10 gebooie, ons almal ken dit. Amen.
So die kwelling, die worry gedeelte, is nie in die 10 gebooie nie. Okay? Stem julle saam? Nêrens in die 10 gebooie staan dit, moenie worry oor môre nie, dan sou dit 11 gewees het. Maar kan ek vir julle sê, tog in die onderligging, jy mooi gaan luister na wat die Here sê vir jou, in die heel eerste gebod, ek is die Here jou God, daar is geen ander God, behalwe ek nie. En wanneer ons begin worry, en wanneer ons die leiersels vat en ek wil die worry self uitsort, maak ek van dit in God. So indirek sê ek vir die Here, weet jy wat Here, ek glo jou nie. En die woord sê, moenie worry oor môre nie. Môre, né? Dis nou maandag wat kom nie. Die vraag wat ek wil vra, myself vra, as ek op ander worry oor môre, sê ek nie maar vir die Here, ek dink nie jy gaan opdaag môre nie. Dis die waarheid. Of ek kan miskien dink, ek ander worry en ek gaan te kere en ek weier om dit aan die Here oor te gee, sê ek dan indirek vir die Here, Here, ek dink nie jy kan my worries uitsort nie. Wie van julle het vanaand op al die stoele gaan sit sonder om dit te toets? Dit moet almal se hande wees. Nie een van julle, ek het dit dopgehou vanaand, is gekom. Gee my goue stoel daar, my brother. Daai en ek weet hy werk. Ek spot, al die stoele werk. Moet nie nou begin nie. Nie een van ons, die kameraman, het gekom en so gemaak en dan net 'n vlugtige bout neergesit en hierdie een bout werk, miskien 'n ander bout en sê, "Hier wat ek kan maar sit." Ek is veilig. Amen. Nie een van ons het dit vanaand gedoen nie. Hoekom nie? Want ek trust die stoel. Amen. Wie van julle het goeie dokters? Wie van julle trust julle dokters? Julle moet sê ja asseblief. As die dokter vanaand luister, gaan hy sê, jy trust my nie. Wie van julle trust julle onderwysers? Wie van julle doen al hierdie goed? Jy trust jou man of jou vrou. Nou kom ons en die Here sê, hou op kwel, 5 keer na mekaar in hierdie gedeelte. En ek bly worry. Weier om dit vir die Here te gee. Omdat die Here sê nie, jy moet op 'n worry nie, period nie. Want dis onmoontlik. Amen. Het ek dan gepraat van wie se gedagtes en gedwaal. Ons gedagtes dwaal. Julle kan vir my nou kyk en ek glo julle luister wat Jean sê. Maar hier iewers as iets om te speel iets ek moet hou. Is die wasmasjien nog aan? Wat moet ek môre aantrek? Het ek lunch gepak vir die kinders? Kan ek môre laat slaap van die ouers? Ja, daar's baie vrae deur die kop gaan. En dan worry jy, het ek melk gekoop? En ek laf 31. Waarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Kan ek vra vir vers 32 as dit moontlik is? Great stuff, love it, dankie. Hoor hierso. Die eerste gedeelte. Want na al hierdie dinge soek die heidinge hoofwyn. Nou kom die Here en hy sê dat die bekommernisse, dit wat jy gaan worry, wat jy gaan eet en wat jy gaan drink, is 'n sonde, want 'n heiden was 'n sondaar. As jy 'n gelowige is, jy's 'n Christen, jy glo in die Here, moet jy besef, die werklikheid het ons gaan worry, ons lewe in 'n wêreld waar ons moet worry. As jy 'n ouer is, gaan jy worry. Ek is 'n ouer, ek is al 'n oupa, ek worry oor my seuns. Hulle is getroude manne. Worry elke dag oor hulle. Wat doen Jean wanneer ek die gedagte kry en ek worry oor my twee man, my oudste seun is 38 en my jongste 36 jaar oud. Wat doen ek? Here, ek kom na U toe nou in hierdie tyd, Jesus, en ek bring vermaak en Erik voor die troon van genade. En ek vra dat U sal toevou, Jesus. Dan kan ek aanbeweeg. Amen. Baie belangrik hierso. En dan vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. As jy vanaand hier sit by die huis en hier en jy te worry oor jou finansies vir môre. Dis 'n goeie ding om te worry oor jou finansies. 'n Goeie ding om te worry oor jou verhoudingswerk.
'n goeie ding om te worry oor jou familie. Dis 'n goeie ding. Dit bly in jou plek waar jy op jou knieë kan kom en sê God, Vader, ek bring my familie na U toe. Ek bring my finansies na U toe. Ek bring my werk na U toe. Ek bring my baas na U toe. En as julle wil, julle is welkom. Ek bring my skoonman na U toe, Here. Amen. Ek love ons skoonmoeders. Dis awesome as hulle nie sing. Wat so mooi staan hierso. 5 keer in daardie tekste kom die woord en hy sê moet jou nie kwel oor môre nie. Met ander woorde, die Here sê hierdie saak is 'n ernstige saak. Nie een keer nie, want as dit 2 keer kom met die Here al klaar is, sodra die Here sê voorwaar, dan moet jy weet, daar's iets belangriks wat gesê moet word. Nou kom Jesus en hy sê 5 keer aan mekaar, stop worrying about tomorrow. Want dit wat jy nou doen die heidene, doen die ongelowiges, jy's 'n klein gelowige. Aan die ander woord, ons pleeg sonde met my worries. As ek dit nie kan bestuur nie. Die woord hier is bestuur. Ek het gaan kyk na die Griekse vertaling van die woord kwel en die woord wat opkom daar is die volgende wag, nee, kom ons gaan daarna toe. Die woord is dan wat het ek hom geskrywe? Daarso. Die woord is Merim Noah. It's in daai lyn. Griekse woord. En as jy gaan kyk na die beskrywing van die woord, het hy twee dele, twee lettergrepe, kan daai woord gebruik. Soos die movie, onthou julle daai dae? Julle jonges, ons het daai jaar het ons ander dinge gedoen toe ons het movies gespeel, onthou julle? Doen julle dit nog? Wat is ding se naam? Stormstreke. My wêreld. My vrou van Stormstreke. Anyway, love you my love. Seker sê TV vir ons. Dis by TV daar, né? Goed. Die woord hierso is merizo, beteken om stukke te sny. Om in stukke te sny, hoor hierso. So wat is nou vanaand? Wat van jou gedagtes om in stukke te sny? En die tweede een is nou is jou verstand. So wat jy doen met jou bekommernisse is dat jy jou verstand in twee deel. Jy skeer dit met mekaar uit. Nou dink gou daaraan vanaand. Anxiety. Dink daaraan as jy regtig waar jy vind in jou plek waar jy eintlik verlam word. Nou as die woord verlam die regte woord van worries. Jou brein gaan staan. Jou vermoë om reguit te dink gaan staan. Jy kan nie twee sinne sê nie. Jy kan nie stel nie want die anxiety van die worry is besig om jou breins uitmekaar uit te skeer. En dan bevind jy in 'n plek waar jy kan nie asemhaal nie. And you cannot function. En dis die plek waar God nie kan inkom nie. Want hy kan nie jou mind vir jou bestuur nie. Hy wil jou help, maar hy het nodig om te sê, weet jy wat, nee, gee my jou worries. Bring dit na my toe. Bring dit na my toe. Want ek is jou God. Amen. Ek is jou God. Wat dan gebeur is natuurlik, wanneer jy soveel kwel, daar's twee dinge wat gebeur. Hierdie kwellinge van die wêreld is 'n hindernis vir die gelowiges. Dis 'n hindernis. Want jou breins gaan staan. Val Jean, ek gebruik Jean se voorbeeld. Wanneer ek worry oor dinge, my breins gaan staan. Ek kan niks aan anders dink nie. Dit herhaal soos 'n movie in my kop heeltyd. Wat gaan ek maak? Wie ken daardie gevoel? Wat gaan ek maak? Eventually kan die Heilige Gees jou nie help nie, want jou gedagtes is verskeer en verdeel. En so gaan ons aan. En die tweede een, baie belangrik, klein gelowiges. God noem my 'n klein gelowige en tog weet ek Jean het geloof. Ek is lief vir die Here. Amen. Ek gee om vir die Here. Ek gee my lewe vir die Here. Al wat ek doen is om Jesus te eer. Maar dan worry ek. Ons gaan nie worry nie. Stem julle saam? That's part of life. Daar is 'n bekommernis wat vanaand voor jou lê. Eens dit 'n kleintjie. Oor gaan ek vanaand 'n broodjie hê as ek by die huis kom, my lief. Klein goedjies. Amen. Tot die grootte. My finansies lyk gehavend. Ek het 'n familie om voor te sorg. Of iets groters, my huwelik is op die rotse. Iets nog groter, ek moet eksamens skryf. Ek is nou klaar, nee, die eksamens is klaar nou. Nog nie, julle gaan nog skrywe. Baie worries. Wat doen jy daarmee? En ek wil jou terugvat toe wat gebeur het met Jesus. Onthou, ons is by die bergprediking. Op daardie stadium toe die Here met hulle praat, het hy net klaar gemaak met Mammon.
Hy het net gesê, luister hierso, jy kan nie twee baase hê nie. Daarom, dis waar hierdie vers in kom. Net na Mammon. Daarom. En in daai selfde middag, ek sê is nou middag, kom Jesus en hy leer sy disippels hoe om te bid. Is dit nie awesome nie? Want ons gebede in daai jare moes chaos gewees het. Nee, ons het nie geweet om te sê nie. Bid ons, wie bid ons, wat bid ons? Ons bid maar die rympie wat ons ken, wat ons geleer is, die Joodse tradisie, en ek bid al die goed, maar hy het geen krag nie. En Jesus kom en hy sê die volgende, Onse Vader, vers 11, Matteus 6 vers 11, hoor hierso, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hou hom gou daar. Geliefdes, dis 'n moeilike teksvers daai. Hy sê so min, maar hy beteken so baie. Kan ek dit weer sê? Hy sê so min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 woordjies, gee vandag ons daaglikse brood. En dan dink ons, die Here verstaan nie. Hoe hy verstaan. Hy verstaan, wanneer jy vir die Here sê, Here, gee my vandag ons daaglikse brood. God weet wat jy nodig het. Amen. Halleluja. Wanneer ek met mense werk wat ek gaan in die huwelik intree en so aan, die eerste vraag wat ek die bruidegom vra, is jy lief vir haar? En dan sê ek, Here, asseblief, dit net ja wees. Ek hou van 'n ja. En dan vra ek die bruid, is jy lief vir hom? En dan moet sy ook sê ja. Ja, sê ek vir hulle dan, my job is done. Dan kyk hulle my so. Maar ek kom vir berading, ek het hulp nodig. Okay. Die woord sê, is jou ja, as met jou ja wees. As jy vir jou haar sê, jy's lief vir haar, is dit 'n ja. Dan binne die konteks van die ja, moet ja, gant in die kop. Binne die konteks van ja, moet alles gebeur wat liefde verteenwoordig. Amen. Dis wat dit is eintlik. Ons wil altyd baie keer sê ja met kondisie. Ja, met kondisie. Here, ek het 'n worry. Ek wil hê jy moet dit vir my doen, maar this is my conditions. Nou, daar is nie kondisie nie. Of jy gee dit vir my, of jy hou dit by jouself. Ek kan nie helfte van jou worry vir jou uitsort nie, want dis nie wie ek is nie, sê God. Ek is die voorsiener, ek is God, ek is goed, ek doen alles perfek. Hoekom sal ek 'n helfte van jou worry vir jou doen? Gee jou volle kwelling vir God. Amen. Matteus 6 vers 11. Dit verteenwoordig alles. Ek love dit. Is daar 'n aksieplan? Wat moet een wees? Amen. Julle weet waartoe ek nou gaan. Julle weet ons moet nie worry, dat ons die worry wat ons het, moet ons in die Here gee. Maar kom ek gee vir julle 'n aksieplan. Wat ek ook elke dag gebruik. En ek het nou terwyl ons besig om te worship, toe kom ek agter daar gaan my mind. Ek gaan die kant toe. Kerels, dan gaan trek ek hom terug. As ek alleen was, het ek met myself gepraat, kliphard. Ek wil dit nie vanaand doen nie, ons het geworship. Maar ek sou telkens myself, en ek dink, as Harold vanaand kyk, Harold is aan my kantoor gedeel vir baie lang tyd. Ek sal agterkom as Jean se gedagtes begin dwaal, dan sal ek dit verbaal uitspreek, sê Jean, waaraan dink jy nou? Repent en kom terug, en dit werk vir Jean. Ek weet nie of jy dit moet probeer nie, dink die baas, ek dink, wat gaan met jou aan? Maar dit help vir Jean. Aksieplan, Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie. Dis huge. Here, wees oor niks besorg nie. Daar's 'n Hollandse sêding wat ons gebruik in Afrikaanse taal, dat God se water oor God se akker loop. Wie van julle ken daardie teks, daardie gesegde? Hy het 'n positiewe en 'n negatiewe. Die positiewe is dat jy eintlik vir die Here sê, weet jy wat, ek gaan my bekommernis nie te veel oor stres nie, want I've got it sorted. Ek is okay daarmee. Maar die negatiewe koneksie is wanneer jy regtig waar niks doen nie. God's water, God's akker, I don't care. Laat hom maar net loop. Dis 'n negatiewe koneksie. En die ding is, dit kan jou negatief beïnvloed. Amen. So hier kom die teksvers. Wees oor niks besorg nie, komma. En dan kom die woord, maar, met ander woorde, laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking, met danksegging, bekend word by God. Ek hou van daai, bekend word by God.
As ek vir Henko iets moet sê, moet Henko dit hoor. Otherwise gaan hy nie weet nie. Dan gaan Henko raai. En dit gaan nie werk nie, Henko. Dus Henko iets van Jean wil weet, moet ek dit bekend maak by Henko. God weet, amen. Ons dien 'n lewende God, 'n waaragtige God, 'n liefdevolle God. Hy ken die gedagtes, maar hy het nodig dat jy met hom moet bespreek. Want hy is 'n God van verhouding. Ek en Nita, ons was jare getroud, ons nou steeds getroud, by the way. Hierdie dinge verander dit nie. Dit klink ons jare getroud was en toe gebeur daar iets. Nee, julle ken mos. Sy is gelukkig en ek is getroud. En saam is ons gelukkig getroud. Nee, ek spot my lief. I love you very much. Ek moet bekend maak by Nita as daar iets is wat my worry. Ek kan nie verwag van my vrou, alhoewel julle dames dit nogal het. Julle kan nogal dinge sien, né? Dan wonder jy, hoe weet julle? Hoe weet julle? Wat? Wie WhatsApp julle? Ek weet nie, né? Maar kom die woord. My worries en my begeerte. Nommer 1 in gebed. God wants us to pray. Die Here wil hê, praat met my, Jean. En as dit ernstig is, smeek dit by my. Nee, ek wil hê jy moet grovel nie. Engelse woord vir Afrikaanse grovel, help my gou. Is dit smeek grovel? Grovel jy die negatiewe koneksie, jy weet, ek is 'n loser. I'm going to grovel before God. Sorry vir die Engels, maar ek ken dit Afrikaanse woord vertaal met iets. As Afrikaanse woorde gee hom vir my. Grovel. Daar skree iemand, John, murmureer. Ongeveer plus minus naaste by nee. So wat baie belangrik is, wat grovel, amen, grovel, is die Here wil nie eens moet grovel nie. Die Here wil hê dat jy moet gebroken hart, 'n contrite heart, 'n gebrokenheid kom sê, Here, dis 'n ernstige saak nie. En net U, Here God, kan dit regmaak. Ek kom na U toe en dan een van die belangrikste dinge wat ons telkens vergeet. Danksegging. Kan ek hom gou daar kry? Dis nommer 1. Nou weer daai tes kry terwyl ek 'n stukkie water vat. Kry jy ja, volgende enetjie. Dankie Jesus, water. Danksegging. Die Here het nie gesê bid, smeek, wag dat ek vir jou regmaak, dat ek jou uitsort, dat ek vir jou gaan maak werk, dat ek jou gaan 'n wonderwerk gaan kry. Hy sê in daardie oomblik begin dankie sê. Kerels, dames en here, vriende, ons mis dit baie keer. Die Here wil hê die oomblik as jy vra vir daardie wonderwerk en vir daardie deurbraak, na die finansiële vryheid en daardie herstel van 'n verhouding, begin die Here dankie sê. Loof en prys die Here vir wat hy vir jou gaan doen. Amen. Come on guys, ek moet dit doen. Ek het op 'n stadium saam met Bruce Wilkinson gewerk, Teach Every Nation, en ek is by een van sy seminare en hy leer ons die beginsel van gebed en die beginsel van jou gebede tot God. En hy vertel vir ons, hy het boeke, A4 boeke, waar hy elke gebed, elke versoek sorgvuldig neerskrywe met 'n datum. Met 'n datum. Ons vra te hom, hoekom doen jy dit? Hy sê, when God answers me, not if, in Engels, en dit is mos nou Amerikaans. When God answers me, gaan ek terug en ek gaan merk die datum van God se guns oor my lewe. En ek dank die Here weer eens vir sy voorsiening. Amen. So wanneer jy vanaand die huis toe gaan en jy dink aan jou worries, aan jou kwellinge, gebed, ernstige broken heart, en dan begin jy die Here loof. Dan begin jy die Here loof. Amen. Ek love dit. 1 Petrus 5 vers 7 sê, en hier is 'n baie mooi ding, ek moet eintlik iets gooi, maar ek nou mooi sê. Hy sê hierso, in 5 vers 7, werp, die woord daar is 'n werkwoord, werp, in die Engels cast, werp. Wat gaan ek gooi? Daai tissues, ek kan nie skade doen daarmee nie. Amen. Ek wil nie iets breek nie. Werp, wat is werp? Is 'n werkwoord, nie waar nie? Wat moet ek doen? Cast. Ek moet dit werp. Ek sê jy's nou, jy gaan na my ek gaan dit na jou toe gooi. I need to werp. Guess what? Ek het dit nie meer nie. Dis nie meer in my hand nie. Dis nou in sy hand. Dis sy probleem. Dis sy verantwoordelikheid.
Amen. Miskien moes ek iets gedoen het nou soos 'n ek weet nie, chocolate of iets. I don't know. Wie van julle onthou die game Dingbat? Ek weet nie of wie van julle onthou Dingbat? Nee. So Dingbat was in die vroeë 80's, was dit 'n hierdie is 'n bat. Ding nie wat nie, die Dingbat. So dis 'n bat wat lyk soos tennis tafeltennisbat met 'n rekkie aan en die balletjie en dat jy geding ding 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 ding. Onthou julle dit? Dit kom ons vir dae aan besig hou. Skoolvakansie, gee jou pa vir jou Dingbat en dan gaan jy. Kinders, né, is gefascineer deur dom goed. Heeldag, nie so. Dingbat. Die probleem is, jy slaan die balletjie weg, maar hy kom terug. Met jou bekommernisse, sny daai rekkie. Sny daai rekkie, spiritual rekkie, sny hom, cast jou bekommernisse op die Here. Love dit. Hoekom sê hy dit? Hoor hierso. Ek love dit, want hy sorg vir julle. Ene. Dis nie omdat hy 'n kas vol bekommernisse het nie, sê ek het al John se worries, nou gaan ek dit los en ek gaan maar verder aan gaan met sy nonsens nie. Nee. Ek wil jou worry hê, John, ek wil jou bekommernis hê, John, ek wil jou kwelling hê, John, ek gaan vir jou sorg. Hy is ons Vader. Amen. Ek het 2 seuns, julle weet daarvan. Hulle praat gereeld met my en bel my dad, die en sê kom ons doen so en so. Hulle bring hulle worry na pa toe. Ons deel dit en ons kry dit gesorg. Amen. En daardie gevoel wat die Vader hart het, is 'n awesome gevoel. Ek kan nie imagine hoe God moet voel as ek my worry vir hom gee en hy sorg dit uit vir my. Amen. It's awesome. I love God. Amen. Wat is ons verantwoordelikheid? Ons het 'n verantwoordelikheid vanaand om dit to make it happen. Ek het nou gesê, juig. Ons kwellinge moet ons by die Here los elke liewe dag. Psalm 118 vers 24. Julle ken hierdie ene. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Wie van ons mis daar? Ons mis vandag, want môre se worry het my vandag ingesluk. Wie van ons mis die dag van gister se goed wat jy nie kan verander nie? Het hierdie dag ook by jou gesteel. Daardie oomblik van 'n wonderwerk, daardie oomblik van 'n deurbraak, daardie oomblik van genesing, daardie oomblik van bemoediging word van jou steel jy self, want jou gedagtes is by die verkeerde plek. Maria en Martha. Waar vind Maria self? Within the moment, in die oomblik, by die voete van Jesus, met sy hand op haar skouer. Sy is in die oomblik besig om in teenwoordigheid van God te sit. Amen. Haar wonderlike sussie Martha worry oor wat hulle gaan eet. En sy beklei, sy sê vir hom, Jesus, wat gaan nie aan? Ek sloof my af, ek worry, ek gaan te kere oor wat ons gaan doen, en die sussie vir my sit er niks doen nie. God se akker oor God se water, God se akker, né? Sy het nie gesit en niks doen nie. He was in the presence of God. En dis wat vanaand ons moet doen. Amen. Hy wil vir jou sorg. Hy wil vir jou sorg. Ek love dit. Hierdie dag is die oomblik waar ons onsself bevind. Jy gaan môre wakker word. Dit gaan nog steeds maandag wees. Jy kan dit nie verander nie. Amen. Stem julle saam? Monday. By the way, ek love Maandag. Dis 2 dae weg van Vrydag. Saterdag en Sondag. Amen. Love Mondays. En dit is blou is 'n mooi kleur, Blue Monday. Van julle gaan môre werk toe gaan. Môre gaan weer 'n probleem wees. Jesus sê, en as ek dit met julle deel. Hoekom worry oor môre se eie worries? Maar nou het ek klaar vandag se worry by môre geplaas. Op 'n ander woord, jy het net so 'n mandjie vol vuil klere. En jy verwag nou met die Here intrek en sê Here, bring daai surf. Ek sien die moeilikheid. Nee, maar hoekom moet jy nie vandag wat jy vandag mee geworry het by my gelos van vandag nie? And seize the moment. Amen. Imagine ons kan ons kop neer lê en 'n prentjie skep. Jy vanaand jou kop neer lê in jou bed en jy dink by jouself,
tomorrow is going to be a great day. Al my worries is gesort. Amen. Wel, al die kinders doen dit, al die skoolkinders, hulle doen dit outomaties vakansie. Wat maak dit saak? Môre is maandag. Lekker, is af. Ja. Ek gaan afsluit hiermee. Dawid. Ons het vanmôre Janine oor van Dawid gepraat en hier kom die Here vanaand en hy gee weer vir ons Dawid. Ek love wat hy sê in Psalm 16 hier vers 8 en 9. Hy sê die volgende: Ek stel die Here altyd deur voor my. Omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Is dit nie crazy nie? Is dit nie crazy nie? Ek het die taat vanmiddag in 'n mall geloop. Hy sê ek het haar gesleep, ek het haar nie gesleep nie. Ek het vinnig geloop. Sy iets wat stadiger. Amen. Dit kan lyk soos 'n sleep. Wasn't the intention. Kan ek net hier uitkom, Here, ek moes nie van 'n mall nie. Anyway. Dit was lekker wees. Ek hou haar hand vas. Want ek is haar man. Die Here het haar gegee as my vrou, wat ek moet agterkyk. Daai kwaai ene, Anita. Dis lief vir haar, kyk agter haar. Dis my job om vir haar te sorg. Dis my job om seker dat maak my vrou is veilig. En hoe doen ek dit in 'n mall? Ek vat haar aan die hand. En dan loop ons gemaklik. Amen. Na winkel nie, ek spot hom nie so erg nie. En Dawid kom en sê die Here het my regterhand, hy's aan my, hy hou my vas. Jesus hou my vas, God hou my vas. Hy sê ek sal nie wankel nie. Amen. Hy sê nie it's going to be a joyride, want wat beteken wankel? Daar's dubbeltjies, daar's probleme, daar's iets daar's iets wat jou keer, né? 'n Wankel, as jy sê ek gaan nie wankel nie, beteken dit daar's iets wat my kan keer, né? Hy sê maar ek sal nie wankel nie, want God's got het my. Jou worries laat jou wankel. Ons worries, ons kwellinge, ons dop oor die verlede wat jy niks meer aan kan doen nie, is dusted. Amen. Maar ons lê daar en ons worry oor dit. Hou ons op worry. Kom ons vat ons worries. Wat gaan gebeur môre? Want môre kom hy weer met sy nonsens. Gee dit vir die Here. Hy sê die volgende vers 9. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon. Ook sal my vlees in veiligheid woon. Met ander woorde, God sal na my behoeftes kyk. Ek sal gesond wees, ek sal okay wees, ek sal voorsien wees, want die Here wil dit doen. Amen. Terwyl ek met julle praat en met julle woord deel, weer kry ek weer daai prentjie wat die Here al baie in my lewe vir my gewys het. Hy wys elkeen van ons het 'n skatkamer in die hemel waar dit net jou goed in is. Jou skatte en jou talente en jou beloftes en jou mandaat word vasgevang in 'n plek van veilige bewaring en dis 2 groot houtdeure wat die Here vir my wys. Massive doors met sulke lang goue swierige handvatsels. En hy sê maak oop. En daar binnekant lê jou beloftes en jou deurbrake en jou wonderwerke en jou mandaat en alles wat jy wil hê, lê in hierdie skatkamer. Maar hoe kom ek by daai deure uit? Ek moet die prentjie gou skep, by die mic neersit. My hande in die lug opsteek en daai deure oopmaak, want daarin lê dit wat God vir my het. En hy sê vir my baie van julle, wanneer julle in die hemel kom, dan gaan Jesus my na daai kamer toe vat. Hy gaan daai deure oopmaak en sê, kyk wat het jy gemis? Want jy was besig om te worry. Jy was besig om te kwel. Jy was besig om dit te doen. Jy het gedink ek gaan nie opdaag nie, maar ek was daar gewees. Jy was net nie daar nie. Amen. Geliefdes, ek gaan my terugvat na die Matteus 6 vers 34 toe. Daai laaste skrif. En ek gaan dit met julle deel. Hy sê die laaste ene. Kwel julle dus nie oor môre nie. Want môre sal om oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.
Jy kan vanaand die huis toe gaan en sê, Here, wat moet ek maak? Gee Here die bestuur van jou lewe. Daardie finansiële stryd, God het die geld. Het die deurbraak. Daardie werksgeleentheid, God het die plek waar jy moet gaan werk. Amen. Daardie verhouding wat skibreek lê, gee hom terug aan die masterseile. Hy kan 'n storm verander in 'n oomblik. But he needs you to give over. Amen. Dis my gebed vanaand vir julle. Ons gaan julle vanaand vroeg huis toe stuur. Kan nie vanaand afsit met worship nie. Wat ek wel wil doen, dat ek gaan vanaand almal saam met my staan in hierdie oomblik. Jy saam met my staan in hierdie oomblik. En nadat jy alles vergeet wat vanaand gesê is, gebruik hierdie oomblik en sê vir die Here, Here, dis wat ek het. Wat 'n gebaar. Wat 'n gebaar. Maak dit bekend by God. Waar jy mee vanaand weer sit. Wat wil hy moet vir jou uitsort. En laat God toe om sy werk te doen. Want dis waarvoor hy lief is vir. Amen. Here, elkeen van ons wat vanaand hier staan, die wat vanaand aanlyn is, Here, ons kom vanaand met 'n simboliese gebaar, Here, dat ek die bekommernis vat en dit in my hand plaas, die kwellinge waarmee ek sit, dit waarmee ek worstel, Jesus, sit ek nou in hierdie regterhand. En soos Dawid, Here, weet ek dat hy het gesê het, U staan reg langs hom. Ek wil simbolies vanaand, Vader, my kwellinge by U kom los. Ons kwellinge, ons worries, ons overthinking by U los vanaand en sê, Here, U weet, want U wil vir ons sorg. Laat dit so wees. Laat dit so wees. In Jesus naam. En Here, ek wil namens elkeen van ons in hierdie oomblik, Here, wil ek dankie sê. Ek wil dankie sê, ek wil juig, Here. Ek wil juig omdat ek weet U is die God van voorsiening. U is die God van deurbraak. U is die God van genesing. U is die God van wonderwerke. U is die God van nabyheid. U is die God van verhoudings. U is God. Here, vrede in ons harte nou. Vrede en blydskap. En Here, dat ons kan terugkom as getuies van die wonderwerkende hand van U, Here, oor elkeen van ons. In Jesus naam verklaar ek dit nou, Here, dat U wil sal geskied, Jesus. U koninkryk sal kom, for you are the Christ. Dis my gebed. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. En amen. Geliefdes, mag julle 'n awesome week hê. Gaan huis toe. Soos ek altyd sê, rock and roll for Jesus. Amen. Maak hom bekend. Ons sien julle Sondag. Shalom, God bless. Hier by die huis, seën vir u. Amen.